is die eenvoudige reël in ekonomie. Jy kan nie weggee wat jy nie het nie. Jy kan nie vrygewig wees met geld as jou bankrekening leeg is nie. En dieselfde is waar vir liefde. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Johannes 13 vers 12 tot 17. Ons dink dikwels die oplossing vir ons probleme in verhoudings is om harder te probeer, om meer geduldig, meer vergewensgesind, meer selfloos te wees. Maar wat as dit nie die werklike probleem is nie? Wat is die rede waarom ons sukkel om lief te hê, is omdat ons self leeg is. Vandag vra ons, hoekom sukkel ons om mense lief te hê? En die antwoord is dalk eenvoudiger as wat ons dink. Die meeste van ons het nie 'n liefdeprobleem nie, ons het 'n leegheidsprobleem. Ons sien liefde as iets wat ons op 'n bevel kan vervaardig. Maar die waarheid is, liefde is iets wat ontvang moet word voordat dit gegee kan word. Dink aan die verhoudings in jou lewe. Wanneer is jy die meeste geduldig, die meeste vrygewig, die meeste vergewensgesind? Dit is waarskynlik wanneer jy veilig voel, wanneer jy selfgeliefd en waardeer voel. Maar wanneer jy uitgeput is, gestres is of onderwaardeer voel, dan word dit skielik moeiliker om liefde te gee. Jy raak kort af, trek terug van ander of verwag meer van hulle as wat hulle kan gee. Dit is nie omdat jy vergeet het hoe om lief te hê nie. Dit is omdat jou emosionele reserves min raak. Ons hou liefde terug, nie omdat ons nie wil gee nie, maar omdat ons bang is daar is nie genoeg om mee rond te gaan nie. Dit is hoekom ons aangetrokke is tot verhoudings wat ons terugbetaal. Verhoudings wat ons bevestig, ons goed laat voel, ons heel maak. Dit is nie altyd 'n bewuste besluit nie, maar ons soek natuurlik mense wat die leemtes in ons eie harte vul. En wanneer daardie verhoudings ons nie volhou nie, raak ons wrokkig. Ons eis meer, ons sukkel om vrylik lief te hê, want ons leef vanuit 'n plek van tekort eerder as oorvloed. Jesus, aan die ander kant, het lief gehad vanuit 'n plek van volheid. Hy het nie ander bedien om liefgehet te word nie, hy het gedien omdat hy reeds geweet het, hy is geliefd. Sy liefde was nie transaksioneel nie, dit was transformasioneel. Ek speel lekker hier so met woorde, ek weet dis die goeie taal gebruik nie. So, sy liefde was nie transaksioneel nie, dit was transformasioneel. Die sleutel is nie om harder te probeer nie, dit is om eers gevul te word, om liefde so te ervaar dat dit oorvloei, sodat ons nie vanuit 'n plek van tekort lief het nie, maar vanuit oorvloed. Stel jou 'n koppie voor wat tot oorlopends toe vol is met water. Wanneer jy daarin gooi, loop dit natuurlik oor. Dit is hoe ware liefde veronderstel is om te wees. Iets wat van binne af uit oorvloei, eerder as iets wat ons probeer dwing om te vervaardig. Maar as hierdie koppie leeg is, kan jy nie water daaruit verwag nie. Jy moet eers na die bron gaan en dit volmaak. Dieselfde is waar vir liefde. As ons probeer om lief te hê sonder om eers liefde te ontvang, sal ons altyd moeg, gefrustreerd en wrokkig eindig. Maar wanneer ons gevul is, regtig gevul, dan is liefde nie iets wat ons moet forceer nie. Dit is iets wat natuurlik uitvloei. Hoe meer liefde ons ontvang, hoe meer het ons om te gee. Die werklike vraag is dis nie net, hoe kan ek meer lief hê nie, maar eerder, waar kry ek my liefde vandaan? As ons voortdurend leegloop, sal ons altyd na ander kyk om ons te vul. Maar as ons gevul word deur 'n bron groter as onsself, dan word liefde iets wat ons vrylik kan gee, sonder vrees, sonder uitputting en sonder voorwaardes. Want ware liefde begin nie by ons nie. Dit begin eerstens deur self liefgehê te word. Ons is gestuur in liefde. Tot môre, mooi loop.